Is net aan sy aanbidding. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie. Ons dankie, Here, vir hierdie lied wat ons kon sing en sê, Here, U is altyd by my. Daardie sekerheid wat ons het, dat U altyd by ons is, Here, onbeskryflik groot. Here, ons herken dit nie altyd nie. Maar ons weet vanaand, U is altyd by ons. Ook Here, waar ons vanaand na die woord gaan luister, is U by ons, Here. Mag ek vra, Here, dat U elke hart in hierdie aand sal sag maak, Here. Dat elkeen met die hart sal glo in hierdie aand vir goddelike verandering, vir goddelike vernuwing. Ja, Here, om 'n goddelike lewe te lei, waarmee ons U naam kan groot maak. Ja, Here, waar ons nie meer net hoorders is nie, maar daders van die woord. Nie meer met die minste tevrede is nie. Ja, Here, maar om die meeste vir U te kan gee, Here. Meeste van ons tyd, meeste van ons woorde, die meeste van ons denke. En ek bid U, Here, verberg my agter die ruwe kruise. Here, ek gee myself oor aan die Heilige Gees. En sê, lei my vanaand in elke woord. Want U is God almagtig, alomteenwoordig en alwetend. En U het geskrywe en U het gesê, dat elkeen wat in U Seun glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. En Here, daardie sekerheid staan vanaand vir ons in U woord, Here. En ek dank U, Here. Seën ons dan in hierdie aand, in Jesus naam. Amen en amen. Kan jy sit plekke neem, geliefdes, groet in die wonderlike naam van Koning Jesus. Bly vir U wat vanaand in die huis van die Here is, dankbaar vir hulle wat vanaand ingeskakel het, en ek loof die Here vir die sanggroep wat vanaand vir ons met sang gelei het, tot eer van die Here. Halleluja. Kom ons sê net vanaand, dankie Here, ek kan U lofsinge besing tot ere van U naam. Sê net dankie Here. Gee hom 'n lofoffer en sê, Here, ek gee hierdie eer aan U vanaand. Halleluja. Prys die Here. Geliefdes, ons het nog 3 sessies oor aangaande die fondamente van geestelike groei. En vanaand wil ek by hierdie fondament gedeelte by U stil staan, Handelinge 3 vers 19. By U stil staan en sê, bekering, nie net as 'n keuse nie, maar as 'n leefwyse. Bekering as 'n leefwyse is ons tema vanaand. Kind van God, meeste mense dink dat bekering 'n eenmalige gebeurtenis is. Baie mense sien bekering wat iets wat een keer gebeur wanneer jy bid of tot die geloof gekom het. Maar die Bybel wys vir ons tale male soveel anders. Die liefde van Christus en Christus se lewe wys vir ons heeltemal iets anders as net 'n eenmalige gebeurtenis. 'n Leefwyse is dit wat bekering vir ons moet wees op hierdie aarde waarin ons leef, as 'n fondament van geestelike groei, kind van God. Daarom sê die skrif, kom dan tot inkeer, iets van jou kant af, en bekeer julle, weer iets van ons kant af, sodat julle sondes uitgewis kan word, en in die tye van verkwikking die aangesig van die Here mag kom.
Wat is die kruts in hierdie saak? Dat as ek nie tot inkeer kom nie, en ek nie tot bekering kom nie, dan het ek nie plek voor die aangesig van die Here nie. Dit staan daar geskrywe. In tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Dat ek gereed sal wees om voor die aangesig van die Here kom. Geliefdes, maar volg die woord vanaand. Volg die woord en beoordeel die saak uit jou hart uit, sodat jy deur die Gees gelei kan word en nie deur die vlees nie. Want die vlees lei ons na verderf toe. Die vlees lei ons na die dood toe, maar die Gees lei ons na die lewe toe. En op die ou einde, die ewige lewe, kinders van God. Die dag wat jy tot bekering gekom het, en vir die wat nog nie tot bekering gekom het nie, daardie dag is die begin van 'n nuwe lewe. Kind van God. Jy moet ook besef, van daardie dag af, groei elke mens in 'n leefwyse van bekering. Hoor mooi wat ek sê, 'n leefwyse van bekering. Baie belangrik. Geestelike groei gebeur wanneer ons as mens gereeld ons harte skoon maak. Wanneer laas het jy jou hart skoon gemaak? Geestelike groei gebeur wanneer ons sensitief is vir die Heilige Gees. Wanneer laas het ek en jy vir die Heilige Gees gesê, U het 'n regmatige plek in my lewe? Maar kom ons begin by die begin. Wat is bekering? Bekering beteken 'n verandering van denke, 'n verandering van woorde. Bekering beteken 'n verandering van rigting. Bekering beteken 'n verandering van dade. Dit wat ek gedoen het, doen ek nou nie meer nie. Die woorde wat ek gespreek het voordat ek die Here Jesus begin volg het, spreek ek nie meer nie. Die denke wat ek gekoester het, wat negatief was, is nie meer daar nie. En laastens wil ek sê, dis 'n verandering van 'n leefstyl. 'n Leefstyl, kind van God. Jesaja 55 vers 7. En ek wil tog sê vanaand, bekering is nie 'n jammerte van gevoel vir jouself nie. Bekering word nie deur emosies gedryf nie. Bekering kan ook nie deur die aanmoediging van predikers geskied nie. Bekering is nie een of ander emosionele toestand waardeur jy beweeg nie. En waardeur jy gaan nie. Bekering is ook nie 'n skuldgevoel wat jy ervaar. En nou wil jy die Here volg nie. Ek wil ook sê vanaand, bekering is nie
'n wens om hemel toe te gaan nie. Bekering is ook nie omdat jy bang is om hel toe te gaan nie. Bekering is 'n leefwyse omdat jy waarlik God liefhet. Omdat jy waarlik God wil dien. Kyk wat sê Jesaja 55, verse 7. Hy sê, laat die goddelose sy weg verlaat. Hoor mooi, nie bietjie verlaat en bietjie terugkeer, en bietjie verlaat en 'n bietjie terugkeer nie. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. So laat die wat onheil bewerkstellig, haar die gedagtes van onheil mee wegdoen. Laat die wat op twee paaie wil loop, dit wegdoen. En dan sê die woord, laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal die Here barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. En jy moet mooi hoor vanaand, kind van God. Om rigting te verander. Kyk ons vanaand in Lukas 15 na die verlore seun. Dan sien ek, hy vat al sy erfporsie en hy trek na 'n ver land toe. Alhoewel hy die weg van die Here geken het, alhoewel hy by sy vader geleer het hoe om die Here te dien, alhoewel hy by sy vader gesien het wat reg en verkeerd is, het hy nogtans gegaan en baie vriende gehad. Met ander woorde, hy het baie menings rondom hom gehad. Hy het baie idees gehad. Party idees was goed en ander was sleg, maar ek sien, hy het die slegte eerste gekies. En so het hy al die goed uitgeleef. En soos wat die lewe is, wanneer jy alles verloor het en jy niks meer oor het nie, dan staan jy alleen. Dan staan jy alleen. Maar wanneer jy kan gee, wanneer hulle uit jou uit kan melk, so wat hulle met hierdie ryk man gemaak het, hierdie verlore seun gemaak het, hulle het vir hom uitgemerg, hulle het saam met hom partytjies gemaak. Kind van God, en wat sê die verlore seun hier? Hy sit in die varkhok, en hy kyk, hoe vreet die varke pele, en hy het niks om te eet nie. En hy sê vir homself, ek sal opstaan, en ek sal na my vader se huis gaan. Vandaar is baie oorvloed van melk en honing. Die mense wat vir hom werk, het meer as wat hy het op die oomblik. Wat gebeur? Hy kom tot homself. Hy kom tot homself. En hy besef, dit waarmee ek nou besig is nie van die Here nie. Dis nie hoe die Here wil hê ek moet wees nie. Kind van God. Maar hy bly nie net daar sit en kry homself jammer nie. Hy bly nie daar sit en wag dat iemand hom kom uithelp nie. Hy bly nie daar sit en kyk na die wêreld, wie gaan nou met hom simpatiseer nie. Nee, hy staan op. Hy kom tot inkeer. Presies wat die skrif nou net vir ons gesê het. Hy kom tot inkeer. En hy staan op. Kind van God. En hy gaan terug na sy vader se huis toe. En hoor mooi. En die vader het uitgekyk vir hom. Hy het uitgekyk vir hom. Kind van God,
Die Vader kyk ook uit vir jou en my. Om 'n waaragtige leefwyse van bekering te leef op hierdie aarde. Nie meer met 'n mombakkies nie. Nie meer met 'n gesplete persoonlikheid nie. Nie meer met 2 woorde en 2 monde nie. Maar opregte lewe, kyk hy uit na jou en my. Na jou en my. Want hierdie lewe is 'n leefwyse van bekering wat 'n vaste fondasie gee aan geestelike groei. Kind van God, om hierdie leefwyse van bekering te volg, gee vir jou 'n sagte hart. 'n Ontvanklike hart. Want wanneer ek en jy ophou om 'n lewe van bekering te leef, word die gewete wat my aankla, stadig, maar seker, stil hy weg. Dan kwyn hy weg, totdat daar geen gewete van aanklagte meer is nie. Dan word die sonde wat gedoen word normaal. Dit word 'n leefwyse. Dit word goedgekeur. En mense se harte word hard. Gelowiges, dis gebeur wanneer jy ophou om 'n lewe van bekering te leef. Hebreërs 3 vers 15. Want om hierdie lewe te leef van bekering, is God se manier, sodat jy jou hart sag hou. Dis God se manier, om jou en my naby God te hou, naby hom te hou. Dis God se manier om te verseker dat jy groeiend is. Kyk wat sê die woord. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Verhard julle harte nie. Maar leef in hierdie bekering, kind van God. En 'n voorbeeld uit die Bybel uit was Dawid gewees. Dawid gaan na die bovertrek toe, hy moet bid. Hy kom toe nie by bid uit nie, maar hy kyk oor die muur en hy sien vir Betseba bad. Jy sien, dit gebeur presies ook in die menslike lewe op pad om die Here te dien, op pad om die regte besluit te maak, op pad om die regte keuses te maak, op pad om 'n lewe van bekering te leef, op pad om God te behaag. Dan gebeur daar iets in ons lewe en ons word omvergegooi. En kyk wat gebeur. Dawid moet gaan bid en hy word ook omvergegooi en hy neem 'n swak keuses. Hy pleeg moord en hy doen wat verkeerd is. En Nathan kom by hom en sê, Dawid, daar was 'n man gewees met 1 ooilammetjie en daar was 'n man gewees met baie ooilammetjies. En die man wat baie ooilammetjies gehad het, toe hy gaste kry, het hy hierdie man wat 1 ooilammetjie gehad het, wat by hom geslaap het, wat in sy skoot gesit het, wat hy vertroetel het hy gevat en geslag en voorgesit. En weet jy wat sê Dawid? Dawid sê, daardie man moet sekerlik sterwe. Wat doen Dawid? Dawid spreek die oordeel eintlik oor homself. So spreek ons ook die oordeele oor onsself uit. Want ons is nie deur die Gees gelei nie, en ons word soms ook nie deur die Gees gelei nie.
En weet jy wat sê Nathan? Nathan druk hom in die bors, hy sê, Dawid, jy's daai man. Maar weet jy wat, ek wil hê ons moet leer uit Dawid se lewe uit. Dawid het hom nie self gaan oorgee aan selfmoord nie. Dawid het hom nie gaan oorgee aan selfbejammering nie. Dawid het hom nie gaan verlustig in die wêreld nie. Dawid het nie gaan oorgee aan drank en dwelms en die misbruik van slegte dinge nie. Nie 'n kind van God. Dawid het nie dit gedoen nie. Wat doen Dawid? Dawid, toe hy besef, hy is die een wat verkeerd gehandel het, toe daar die waarheid na hom toe kom, en God oortuig hom van sy sonde, God oortuig hom van sy hart wat verkeerd gehandel het, van sy besluite wat totaal en al verkeerd was. Wat het hy gedoen? Hy het op sy aangesig gelê, hy het niks geëet en niks gedrink nie, totdat die kind gesterf het, en God hom aangehoor het. Wat wil ek vanaand vir jou sê? Dawid het nie op sy baie geld staat gemaak nie. Dawid het nie op sy koninkryk staat gemaak nie. Dawid het nie op sy status staat gemaak nie. Dawid het nie staat gemaak op wie hy was nie. Nee, hy was nederig op sy knieë voor God, smeekend en pleitend voor God, geliefdes in die Here, om hierdie saak reg te maak wat hy verbrou het. Ons gebruik verskoning soos, die kerk het my seer gemaak, die predikers gee nie ag op my woord nie, die predikers gee nie ag op my nie, ek dink ek is die belangrikste in die kerk. Dan sê ek vanaand vir jou, niks in hierdie kerk is so belangrik soos God nie. En Dawid het gesê, in hierdie koninkryk is niks so belangrik soos God nie. En hy het hom verontmoedig voor die aangesig van God. En hy het bidend gebly, totdat die kind gesterf het. Daarna het Dawid opgestaan, sy gesig gewas en God geaanbid. Kind van die Here, ek wil hê u moet sien, en maak nie saak wat omstandighede ek en jy verkeer nie, God hou jou hart sag. En as jou hart hard word, het jou gewete jou verlaat, word die sonde normaal. Kinders van die Here, bekering, hierdie leefwyse, 2 Kronieke 7 vers 14, is 'n punt van hernuwing. En hierdie hernuwing is God se patroon. Kinders van die Here, as ek kyk na Nineve, Jona wil eintlik nie die boodskap bring nie. Hy vlug Tarsus toe omdat hy nie die boodskap wou bring nie. Omdat hy wou gehaat het dat God daardie volk moet slaan. Dat God hulle van die aarde moet afvee. Want Jona wou sy wil laat skiet het. Maar dit was nie God se plan nie. Wanneer God jou 'n kans gee, draai God nie teen sy eie woord nie. Al sluk 'n vis jou in en spoeg jou op die kant uit, jy sal 'n geleentheid kry. En dis presies wat God met Jona doen. Hy stuur hom terug. Gaan dra die boodskap oor. Nie jou wil nie, maar laat my wil geskied. Nie jou en my wil nie, God se wil. Nie jou en my gedagtes nie, God se gedagtes. Nie jou en my keuses nie, God se keuses, my broer en suster.
Maar ek sien, toe Jona hierdie boodskap aflewer in Ninive, en dit kom by die ore van die koning uit, sien ek die eerste wat gebeur is, daar is nederigheid. Daar's nie trots nie. Daar's nie hoogmoed nie. Daar's nie eie sinnigheid nie. Daar is nie eie kennis nie. Daar's nie selfregverdigend nie. Daar's nederigheid. En wat sê die koning? Niemand mag eet en drink totdat God, geen dier nie, en almal moet voor die aangesig van God 'n rougewaad dra. En hy beveel dat niemand, nie eens dier, nie mens, niemand, niks mag eet en drink nie. Totdat God hulle aanhoor. Wat gebeur? Hulle is nederig. Hulle keer terug na gebed toe. En wat gebeur? Daar is bekering. Bekering vind plaas. Die erkenning van die ou wee. Die aanneem van nuwe wee. Die erkenning van die verkeerde keuses. Die aanneem van die nuwe keuses. Die erkenning van die dade wat gefouteer is, die aanneming van die nuwe dade, voor die aangesig van 'n lewende God, waarvoor sy oë niks verberg en versteek kan word nie. Niks nie. Daarom staan daar, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hulle land genees. Die oorsaak van hierdie volk se uitdagings was hulle lewe, was die keuses wat hulle gemaak het, hulle doen en hulle late. En hier sê die Here, laat hulle nederig word. Laat hulle bid, laat hulle my aangesig soek. En dan, nadat hulle my aangesig gesoek het, laat hulle bekeer, dan sal ek hulle genees. Dan sal ek met hulle wees. Kind van God, en is presies hier wat in Ninive gebeur het, die volke bekeer, die God verander. Hy verander die vernietiging na 'n sagte hart toe. Het ons nie in 70x7 God se hart geleer ken nie? Wil jy nie vergewe nie? Goed, jy hoef nie te vergewe nie, ek gee jou oor in die pynigers. Is dit wat daar staan? Dis wat daar staan. Ek gee jou oor in die pynigers, totdat jy besluit om te vergewe. Nie my keuse nie. Ek gee aan jou die keuse. God gee aan my die keuse. Hy gee aan ons almal die keuse. En vanaand gee hy ons die keuse vir 'n leefwyse van bekering. Kind van God, en ek sien 'n stad word gered. 'n stad word gered. 'n huisgesin kan gered word. 'n familie kan gered word. 'n werksomgewing kan gered word. Dan moet ek sê vanaand, bekering as 'n daaglikse leefwyse. Matteus 6 vers 12. 'n daaglikse leefwyse. Nie net in die kerk nie. Nie net Sondag nie. Nie net wanneer ander kinders van die Here in jou teenwoordigheid is nie. Maar 'n daaglikse leefwyse. En vergeef ons skulde,
soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Presies wat ek nou net vir jou gesê het. Gelowiges, selfs die disippels het 'n daaglikse bekeringsleefwyse geleef. Want terwyl die Here Jesus in hulle midde was dit wat hulle gebid het. Vergeef ons skulde soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want Here, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis wat hulle gebid het, en dis wat die gebed wat die Here Jesus aan hulle gegee het. Totdat die Heilige Gees oorgeneem het. Gelowiges, die disippels het daagliks bely en teruggekeer. As u gaan dink toe die Here Jesus gekruisig is, het hulle gaan visvang. Toe die Here Jesus op die strand staan en hy sê vir hulle gooi die nattes, toe staan Petrus alweer op, hy sê Here, ons vang 'n hele nag. En ons het niks, hy sê Petrus gooi die nette aan die ander kant. Jy sien, ons is ook baie keer bietjie hardhorend. Ons hoor nie mooi wat die Here vir ons sê nie. Want ons volg ons eie idees, ons eie gedagtes, ons eie lewe, ons wil ons eie dinge doen. Want as die Here se woord 'n bietjie hard is en hy waarsku my sê jy mag nie, dan wil ek en jy nie meer daardie pad loop nie. Maar terwyl die Here in ons kant is en ons word geseën, dan is ons happy go lucky en ons smile net so breed en ons doen al die dinge totdat die Here vir ons sê maar stop die bus. Stop die bus. Gelowiges, die disippels het verkeerd gehandel. En die Here Jesus het eintlik vir hulle gesê, nie om te gaan visvang nie, maar om in die boefretrek te wag, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. Dit was sy opdrag. En hulle het daar, toe hy die heuningkoek voor hulle geëet het hulle daar belydenis gedoen, en hulle het wat gedoen? Hulle het vir hom gaan wag in die boefretrek. Hulle het toe gaan doen wat hy gesê het. Daarom sê ek vanaand vir jou, wil ek en jy nie maar ons harte ondersoek nie. Wil ons nie bietjie hier binne kyk vanaand? Of is party van ons te bang? Ons het eintlik 'n vrees wat hier binne aangaan. Maar ek wil sê vanaand, sit daar die vrees een kant. Laat die liefde van God teenwoordig wees. En dat daardie liedjie wat ons gesing het, Here, U is altyd by my, 'n werklikheid word in jou en in my lewe. En laat ons die harte ondersoek. En ek het 3 vrae wat ek graag met jou wil deel vanaand, wat ek jou wil aanmoedig om vir jouself te vra. En die eerste vraag is vanaand, Here, wys my waar ek vandag verkeerd gereageer het. Here, wys my waar ek vandag, nie gister of eergister nie, Here, wys my waar ek vandag verkeerd gereageer het. Nommer 2, Here, en as die Here dit vir jou wys, dit wat in jou hart opkom, dit wys die Here vir jou. En as daar niks is nie, gaan die Here nie vir jou iets op jou hart laat opkom nie. Jy moet mooi hoor vanaand, dis waar die antwoord lê. En hou dit aan vra, totdat daar niks meer opkom nie. Daar's party mense wat mos altyd reg is. Hulle aanvaar nie die evangelie nie, hulle aanvaar niks.
Here, wys my waar ek vandag verkeerd gereageer het. En dan wag jy. En die Here gaan vir jou die antwoord gee. En dit wat die Here gesê het, hoor mooi, nie iets anderster nie. Moenie iets probeer inkleer nie. Moet hom nie probeer 'n mombakkie opsit nie. Moet hom nie probeer om 'n rooi rokkie aan te trek en mooi skoentjies aan te sit nie. Moenie sy naels wil Q-Tex nie. Hoor die woord van die Here. Here, ek bely dit wat hy nou aan jou bekend gemaak het, voor u aangesig, en ek vra vir vergifnis en verlossing. Jy moet mooi hoor, nie net vergifnis nie, vra vir vergifnis en verlossing, sodat dit nie weer en weer en weer gebeur nie. Want die Here sê, dit waarvan ek jou verlos het, moet jy nie met jou vingerpunte verroer nie. En dan kom jy by nommer 3 uit. Here, help my om môre anders te leef. Help my om reg te leef. Nie volgens die kerk nie. Nie volgens wat predikers sê nie. Volgens wat die woord van God sê. My broers en my suster, keer weg van wat mense sê. Kom by die woord van die Here uit. Ek as prediker wat na baie kerke luister is al so moeg. Pastoor, weet jy daar die pastoor het gesê? Dan voel ek of ek kan stype kry. Sê vir my, die Bybel sê. Sê vir my, die Here sê. Sê vir my, die Heilige Gees het dit wat die skrif staan vir my aanbeveel. Dan sal ek saam met jou kan praat. Here, help my om anders te leef. Kind van God, wanneer ek hierdie 3 vrae begin leef, wil ek vir jou sê, sal dit vir jou 'n gewoonte word om jou hart sag te hou. En gaan lees in die boek van Spreuke, en ek gaan nie vir jou die hoofstuk gee nie. Wat sê die Here oor jou hart? Dis die bron van lewe. Dis die bron van lewe. Wanneer ek hierdie gewoonte aanleer, sal dit my gewete skerp hou. Om my te waarsku voordat ek iets gaan sê of doen. En nommer 3, wanneer ek hierdie dinge 3 vrae begin aanleef, gaan die geestelike groei vinniger kom. Kom ek lees dit vir jou, Psalm 139, vers 23. En ek is klaar. Ek maak klaar. Die geestelike groei gaan vinniger kom. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kan ons sê vanaand, toets my Here? Kan ons vanaand sê, ken my gedagtes Here? Ken my hart Here? Ken die opregtheid van my hart vir die bekering wat ek Jesus aangeneem het? Dat ek nie meer die wêreld en sy sonde najag nie, maar dat ek my lewe aan U toewy. Kind van God, ek sluit af met die volgende sinsnede. Geestelike groei
kom nie deur perfeksie nie. Geestelike groei kom deur voortdurende leefwyse van bekering. En om alles in die stryd te werp. Mag ek en jy hierdie 3 vrae gaan antwoord. Mag ons hierdie leefwyse van bekering gaan leef in 'n donkere wêreld. En wanneer ek en jy weet, wanneer 'n mens die dinge reg begin doen, en terwyl ek hier staan, kom dit tot my. Wanneer ek en jy die dinge begin reg doen, wanneer ons die waarheid begin praat, wanneer ons die werklikheid in die oë kyk en sê, Here, vergewe my, maar verlos my ook. Dan begin ek en jy, wat in die bergpredikasie saamgevat is, 'n skynende lig in 'n donker wêreld wees. Dan begin ons woorde die sout van die aarde wees. Kind van God, mag jy strewe nie na perfeksie nie, maar na 'n leefwyse van bekering tot eer van God. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons loof en ons prys U. Ons eer en ons aanbid U, Here, en ek ervaar in my gees dat U reeds mense is wat saam met my staan vanaand en sê, Here, ek wil 'n lewe leef van bekering. En ek wil nou elkeen vra in hierdie kerk wat daardie keuse wil maak vanaand. Here, ek wil 'n lewe leef van bekering. Met nuwe woorde, nuwe gedagtes, nuwe dade. Sê dit vanaand vir die Here. Sê dit vanaand vir die Here, vir jy wat dit begeer. En ek weet almal begeer dit nie, en ek weet hier's mense wat dink hulle doen die regte ding. Hulle het hulle self regverdig. En Here, ek dank U nou vir elke boeta en sissa wat saam met my staan en saam met my die woorde geuiter het en sê, Here, ons Here, wees ons genadig in hierdie aand en seën ons, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl U bly staan, moet ek vra,